Dis my voorreg om vanmôre met Elisna Meiburg te gesels. Sy is die vakadviseur vir wetenskap by die Beweging vir Christelike Volkseie Onderrig, sommer kortweg bekend as die BCVO. Welkom Elisna. Baie dankie. Nou, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor 'n baie interessante nuwe projek en produk wat jy eintlik ontwikkel het, wat ek dink uniek is en broodnodig is en in Afrikaans is, maar dit gaan nie noodwendig maak dat jou kind wetenskap deurkom nie, maar dit gaan wel help dat jou kind wetenskap geniet. En dit is hierdie in my element, flitskaarte wat jy ontwikkel het om die periodieke tabel makliker te kan leer ken en te memoriseer en dit te geniet ensovoorts. Maar voordat ons by hierdie kaartjies uitkom en daaroor gesels, wil ek eers vir jou vra, die Beweging vir Christelike Volkseie Onderrig, as 'n mens nou praat oor Christelike onderrig, dan gaan jy altyd mense kry wat vir jou gaan sê, maar dit pas nie saam met wetenskap nie. Want daar is die standpunt dat Christendom en wetenskap eintlik mekaar se vyande is, en nie eintlik karperde is wat saam ingespan kan word nie. Hoe sien die Beweging vir Christelike Volkseie Onderrig dit? So ons daaroor dink is, as jy wetenskap doen, is jy besig om die natuurlike wêreld te bestudeer. En daar is geen manier wat jy die natuurlike wêreld kan bestudeer sonder om God se skepping en God se groot werke daarin raak te sien nie. So jy's besig om jou geloof uit te leef wanneer jy kyk na hierdie wonderlike wêreld wat ons in bly. Fantasties, so dit is, julle benadering is eintlik om dan wetenskap as die handewerke van God te bestudeer. Nou kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie kaarte wat jy ontwikkel het. Vertel ons meer, waar het hierdie idee ontstaan? Want dit is mos nou, so iets val mos nie net uit die lug uit nie. Nee, mens, jy is self 'n onderwyseres en jy het waarskynlik al jou eie uitdagings gehad in die klaskamer en gestoei met kinders wat sukkel met wetenskap en dit is nie 'n maklike vak nie. Waar het die idee vandaan gekom? Die grootste ding is presies dit. 'n Ouer of 'n leerling kom by jou aan en hulle sê vir jou, wetenskap is moeilik, wetenskap is nie die moeite werd nie, en dit is 'n swaar vak om te vat op skool. En my perspektief van dit is lekker en dit is deel van alles wat ons doen, maar jy het 'n bietjie agtergrondkennis nodig. Die doel van die kaartjies was 1, om wetenskap lekker te maak en die leer van wetenskap lekker te maak. 2, om dit te koppel aan dit wat ons in ons alledaagse lewe doen. So om te wys dat ons praat van hierdie groot woord, maar dit is ook in die suiker wat ek in my koffie gooi en dit is ook in die sout wat ek oor my kos gooi. En dan om die terminologie makliker te maak om te leer en te verstaan, want dit is soveel makliker om wetenskap te doen as jy wetenskap kan praat. Dit is so, maar nou, hoekom het jy besluit, of het julle besluit op flitskaarte? Die periodieke tabel as 'n kaart bestaan, maar dit is 'n groot en lomp dokument. En ons het ook die behoefte, dit wat jy in wetenskap in graad 7 doen, is nie dit wat jy nodig het vir graad 10 nie. So ons het die behoefte gehad dat jy die hele periodieke tabel kan sien, so jy die geweelbeeld kan sien wat die kaarte vir jou wys, maar dat jy ook kan die groepie uithaal, of die 20 wat jy nodig het om te ken uithaal. So die flitskaarte laat dit toe. Flitskaarte is ook 'n baie handige manier om groot hoeveelhede inligting te memoriseer. So dit is dus vir die leer en memoriseer daarvan, maar ook sodat jy die groter puzzle kan bou en hom kan afbreek in sy kleiner stukkies. Dit is 'n baie interessante konsep, so daar is meer as een manier waarop hierdie kaarte gebruik kan word. Ek wil hulle graag bietjie uit die pak uithaal en net 'n bietjie vir ons kykers wys. So die kaartjies is baie netjies met elke element in die voorkant en dan is daar agterop al die inligting en dan het hy ook die verskillende kleurkodes wat hom in sekere groepe laat val, as ek nou reg verstaan. Nie dat ek 'n wetenskapboffin is nie, maar ja, so die kinders sou uiteindelik, een manier om dit te speel sal seker wees om te sê, pak dit uit volgens die periodieke tabel. Nee, dit sou seker een manier wees. Maar vertel vir ons, wat maak hierdie speletjie, ons noem dit nou 'n speletjie, maar ons gaan nou 'n bietjie oor die speelkomponent gesels, maar wat maak hierdie kaartjie so uniek as 'n opvoedkundige hulpmiddel? Jy het nou reeds genoem van groepe wat geïdentifiseer kan word, sekere inligting, maar is daar iets anderster wat dit nog uniek maak? Jy het gesê, daar's die van die inligting wat daarop is, ek wil
klemtoon dat daar regtig verskriklik baie inligting op elkeen van hierdie kaartjies is. Wat is van die inligting? Wil jy nie so 'n kaartjie vat en bietjie vir ons verduidelik? As mens na een van die kaartjies kyk, die foto en die kleur is nou wel daar om mooi te laat lyk, maar dit gaan ook 'n stappie verder. Baie van hierdie elemente is of baie duur, of baie skaars, of baie giftig, en jy wil nie noodwendig dit in die klaskamer sit nie. So dit beteken, 'n leerling gaan deur graad 10, 11 en 12 wetenskap en hy sien baie van hierdie elemente nooit nie. So die doel van die foto daar is om presies dit uit te wys. Dan jou groepnommer en jou periodenommer is jou ruitverwysing. So ek het nou gesê jy kan die periodieke tabel bou, maar jy het 'n riglyn nodig om hom te kan bou en dit is wat daai nommertjies doen. Die atoomgetal wat bo op die kaartjie staan, dit orden ons pak. So ek sê baie inligting, al 118 die elemente van die periodieke tabel is in hierdie pakkie. En in die sin van wat maak hom uniek, baie flitskaartpakke is beperk tot die 40 wat jy vir skool moet ken, die 20 wat jy vir skool moet ken. So die nommers is van 1 tot 118, so jy kan die hele periodieke tabel bou en jy kan elke liewe individuele element dan sien. Hy is so gemaak dat jy hom vir leer kan gebruik, so die simbool is aan die voorkant en die naam is aan die agterkant, sodat jy nie die OJA metode gebruik van leer nie. En dan is daar agterop inligting van waar die naam vandaan kom, want dit gebeur baie dat die naam en die simbool nie ooreenstem nie. Yster is 'n baie goeie voorbeeld. Yster se simbool FE. En ek vind dit soveel makliker om te onthou wat die simbool is as jy weet waar die naam vandaan kom. So as jy weet dit kom van die woord ferris af, dan maak daai FE baie meer sin. So ons gee 'n beskrywing van waar die naam vandaan kom. Partykeer fokus ons op die naam, ander kere op die simbool, afhangende van watter een meer belangrik is vir Afrikaanse leerling om van te weet. En ons gee ook interessante inligting, gebruike, die boordiagram, met ander woorde die verspreiding van die elektrone, en dan ook inligting rakende kookpunt en digtheid. So mens sou eintlik die kaartjies ook met geïntegreerde leer kon gebruik, in die sin van as jy met die Afrikaans onderwyser 'n bietjie gesels, want hierdie kaartjies is natuurlik, al die inligting is in Afrikaans, die name is in Afrikaans, dan sou mens dalk so 'n bietjie 'n integrasie van die vakke kon gehad het, want 'n mens wonder altyd hoe kan jy iets soos wetenskap en Afrikaans met mekaar integreer. En dis lekker om ook te hoor dat jy die Afrikaanse terminologie opgesit het, want in die wêreld waarin ons vandag leef, is Engels so voorop en in jou gesig die hele tyd, en dit is amper al die tegniese terme en so word dikwels vir kinders in Engels maar geleer, terwyl dit eintlik in Afrikaans ook geleer kan word. So as ons nou 'n bietjie praat oor ouderdomsgroep, vir watter ouderdomsgroepe is hierdie kaartjies ontwikkel? Goed, so ons stel voor graad 4 tot graad 12. Die leerlinge begin regtig formeel met wetenskap in graad 4. Hulle doen nie die elemente van die periodieke tabel in soveel detail nie, maar weer eens die feit dat jy 'n enkele kaartjie kan uithaal en sê, ons praat net van suurstof, ons praat net van waterstof, want dit koppel tog aan die inhoud wat die leerlinge mee werk. So ons sê so vroeg as moontlik. Formeel begin die leerlinge met die periodieke tabel in graad 7, so dan is dit baie relevant tot die inhoud wat hulle doen, en dan word natuurlik as jy 10, 11 en 12 wetenskap vat, kan jy dit verder vat. Ek is bly het genoem oor die integrasie met die ander vakke, want dit is iets wat by die BCVO vir ons belangrik is kruiskurrikulering. So hoe spreek die inhoud tot Afrikaans? Hoe spreek die inhoud tot geskiedenis? Van die elemente is vernoem na 'n streek in Duitsland, na 'n streek in Rusland. Die moderne periodieke tabel is gebaseer op die periodieke tabel wat deur Dmitri Mendeleev saamgestel is. En hy is eers baie later vernoem, hoewel toe hy die periodieke tabel saamgestel het, was daar maar 63 elemente bekend, waar ons nou van 118 weet. En is as gevolg van die gapings op sy periodieke tabel, dat ons baie van die elemente ontdek het, want ons het geweet, daar moet iets wees, want daar is 'n gap. Hy is baie later eers vernoem, want die Amerikaners wou nie graag 'n Rus vernoem op die periodieke tabel nie. So dit koppel aan geskiedenis, en dit koppel aan politiek, maar dit koppel ook aan biologie. So op die kaartjies het ek gemerk, die elemente wat belangrik is vir lewe, het 'n simbooltjie by. So hierso het ons byvoorbeeld kalsium, en ons 'n simbooltjie by. So die biologieonderwyser kan gaan die elemente wat belangrik is vir haar vak, en dit gaan uithaal, en dit met die leerlinge bespreek.
So ouderdomsgewys sê ons formeel graad 7 tot graad 12, maar die leerlinge begin met wetenskap al reeds in graad 4. Wat van studente? Dis nie beperk, dit stop nie by graad 12 nie. Weereens omdat ons baie verder gegaan het as net die 40 wat die leerlinge graad 12 moet ken. Omdat ons al 118 elemente het en omdat daar so baie inligting is. So in baie van die opsigte moet leerlinge kennis neem van hierdie eienskappe wat op die kaartjies is, of hulle moet die patroon kan beskryf op hoërskool al. Maar die agtergrond word eers in baie meer detail behandel op universiteit. So dis definitief nie beperk tot. En ek dink wat jy ook gesê het en genoem het is dat ek dink op skool iets soos 40 van die elemente wat hulle regtig moet ken, maar op universiteit moet jy dalk meer ken. So Definitief. dan kan jy regtig hierdie kaarte gebruik. Ek is nou nie 'n wetenskaplike nie. Ons het ek is 'n taalkundige, so ons moes op universiteit altyd antieke tale geleer het, soos Grieks en Hebreëus, en een van die goed was jy moes jou woordeskat geleer het. En om 'n woordeskat op te bou rondom die tale, en ons het flitskaarte gebruik om dit te doen. Dis selfde metode wat gevolg is. En dit was baie effektief, of vir party seker meer effektief as vir ander, maar dit het vir ons gewerk. So ek wil nou 'n bietjie verder vra en sê, in die klaskamer opset of as onderwyser, hoe kan hierdie kaarte as 'n hulpmiddel gebruik word? Want ek dink julle wil dit onderstreep dat dit 'n hulpmiddel is, maar hoe kan dit effektief gebruik word? Hele paar maniere. Die een van die eerste goeders wat ek doen met my leerlinge is om net vertroud te raak met die elemente. Ja, jy ken 'n paar wat jy van hoor. En veral as mens oorskuif van 'n graad 7, 8, 9 na 10, 11 en 12 toe, om die leerlinge se perspektief van ons kyk nie nou net nie na daai 20 nie, om dit bietjie te verbreed. Vra ek vir die leerling om 'n woord te probeer bou, gewoonlik hulle eie naam. Kyk of jy met die simbole van die elemente jou naam kan maak. En jy gaan baie vinnig agterkom, ek Elisna byvoorbeeld, daar is nie 'n EL op die periodieke tabel nie. Daar's 'n ER en 'n EB. En jy kom baie vinnig agter wat is die beperkings in terme van die simbole. Maar jy begin ook te vra, ER, waarvoor staan dit? Ek het nog nooit van hom gehoor nie, en op daardie manier dit ondersoek. So baie lekker aktiwiteit met die kaartjies, weer eens omdat ek hulle kan rondskuif en neersit. Dan verder, een van die eerste gedeeltes van die werk wat die leerlinge graad 10 doen in chemie, is die eienskappe van materie. En weer eens, hierdie eienskappe maak sin, of eintlik eers werklik sin as jy dit koppel aan die periodieke tabel. So om dan, terwyl jy die eienskappe doen, sê, pak die groep 1 elemente uit. Kyk wat het hulle in gemeen. Kyk wat is verskillend tussen hulle, en om die patrone op daardie manier te ondersoek. So, ja, byvoorbeeld sit 'n paar van die metale bymekaar, sit 'n paar van die nie-metale bymekaar, sit 'n paar van die edelgasse bymekaar en kyk wat gebeur. Nou gepraat van die groepe en die periodes. Bou periode 1, bou periode 2 en vergelyk die elemente in daai periode, want hulle eienskappe word verduidelik op grond van waar hulle lê op die periodieke tabel. 'n Ander manier vir wat ons aanmoedig onder die leerlinge, en van ons leerlinge geniet dit wel verskriklik baie, is om met die eienskappe te speel soos troefkaarte. So, verdeel die pak, elkeen kry sy stukkie, kies 'n eienskap, kyk watter eienskap is groter of beter of swaarder, en laat die leerlinge so daarmee speel. So, jy sit nie doelbewustelik en leer nie, en tog begin jy vrae te vra. Wat is hierdie ding? En hoekom is hy so swaar? En hoekom is sy digtheid so hoog? En op grond daarvan raak jy baie meer vertroud met die hele periodieke tabel in steede net van 1 of 2 of 3. Ja, en is lekker kreatief, en dit gee ook kinders geleentheid om, hulle gaan waarskynlik nog 5 of 6 of 10 speletjies uitdink aan die hand hiervan. Iets wat ek nog wil noem wat my opgeval het van dit is, jy weet, gewoonlik as 'n mens hierdie goed leer en oor die periodieke tabel in 'n handboek leer, dan is daar 'n paar bladsye vol geskryf, en in 'n sekere sin is hierdie klaar vir jou opsommings. Ja. So dit maak dit ook makliker. Maar sê gou vir my, dis seker duur. Ek meen, dit kos seker baie, so 'n pakkie kaarte. Wat kos dit? So 'n pakkie kaarte is R200. Wat ek dink as mens kyk wat handboeke kos, glad nie duur is nie, en weer eens vir die hoeveelheid inligting wat daarin is, en ook vir hoe lank jy dit kan gebruik. Jy kan dit, ek weet van ouers wat dit reeds vir hulle graad 2 leerlinge gekoop het, en jy gebruik dit
die lekker ding van baie van wetenskap is dat dit verander, maar dit verander ook nie so vinnig nie. So die kans dat die inhoud op daai kaartjies drasties gaan verander binne die volgende 7 jaar is bitterlik klein. Jy kan 'n pakkie koop en jy kan hom so lank gebruik soos wat jy wil. Julle ons wens julle alle sterkte toe. Ons hoop dat hierdie projek van julle sommer gaan vlam vat in die Suid-Afrikaanse onderwyskringe. Ons is regtig saam met julle opgewonde. Lig en Duisternis uitgewers vat ook hande met julle om te help in die verspreiding van die In My Element kaarte. So enige iemand wat graag In My Element wil aankoop, is welkom om sommer net na Lig en Duisternis se webblad toe te gaan. Volg die skakel wat ons ook hier met julle gaan deel en dan kan jy hierdie kaartjies aankoop teen R200. Dis vir onderwysers, dis vir kinders en dis vir ouers wat dalk al vergeet het.